Ons sê baie dankie vir elkeen wat vandag hier so is. En dit is ons die voorreg wat ons het om ook aan die tafel van die Here te sit vandag. En dit is 'n voorreg wat ons ook nie altyd ligtelik moet opneem nie. Maar ons sê dankie vir die Here daarvoor. Maar vanoggend, voor ons aan die tafel gaan sit, nou, ek het met julle oor die afgelope paar Sondae persoonlik gepraat oor autoriteit, of die ander woord is gesag. En dit sal die 4de boodskap wees oor gesag, en dit sal ook bietjie die laaste boodskap wees oor gesag van my kant af. En ek wil vanoggend met jou praat oor die hart van 'n geestelike gesag. Die hart van geestelike gesag. Nou, ek gaan vir jou 'n paragraaf lees. En as jy hierdie paragraaf gaan onthou, dan onthou jy die hele preek. Ware gesag word uitgeoefen in liefde, nederigheid, met blydskap, dat ons name geskryf is in die hemel. Meer as enige oorwinning oor duisternis. Moet ek dit weer vir jou lees? Ware gesag word uitgeoefen. Ekskuus, ek het dit nog nooit gedoen in die gemeente, maar kom ons doen dit nou. Sê agter my aan. Ware gesag word uitgeoefen in liefde en nederigheid, met blydskap, dat ons name in die hemel geskryf is, meer as enige oorwinning oor duisternis. En as jy dit onthou, dan verstaan jy die hele preek. Nou wat nie te preek nie. Maar kom ons begin. Ek wil jou vra, het jy al opgewonde gevoel oor iets, wat jy dalk iets reg gekry het, of jy het 'n prys gewen, of jy het gesukkel om iets te doen, en ewe skielik kry jy dit reg, en jy's opgewonde, jy's bly, en ewe skielik voel jy so kol op jou maag, jy voel sommer leeg, en jy kan nie verstaan hoekom jy net sommer sleg voel nie. Het dit al met jou gebeur? Dit het al met my gebeur. Een oomblik is ek vol vreugde, die volgende oomblik voel ek of iemand my met 'n sak aardappels geslaan het. Maar kom ons gaan luister 'n bietjie na die woord van die Here, en ons gaan lees uit Lukas 10 uit, vers 17 tot en 20, en dit is 'n baie bekende gedeelte. Die 72 het vol blydskap teruggekeer en gesê, Here, selfs die demone onderwerp hulle aan ons op grond van u naam. En toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Vers 19, kyk, ek het aan julle gesag gegee om op slange en skorpioene te trap, en ook oor al die mag van die vyand. Niks sal julle enige skade kan aandoen nie. Vers 20, en tog moet julle nie bly wees, net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp het nie, maar wees eerder bly dat julle name reeds in die hemel opgeskrywe is. Wees liewerste bly dat julle name in die hemel opgeskrywe is. Die hart van geestelike gesag. Ware gesag moet gevorm word in die dienaar van God se hart. Ander woorde, ware gesag moet in jou en my hart gevorm word. Nou, en die rede hoekom ek sê dit moet gevorm word, want die eerste punt is, dan mag nie trots wees nie,
maar dit kan ook nie beheer word nie. Dit kan beheer word, maar jy moet nie toelaat dat jy so trots is oor hierdie gesag van Christus, dat jy dit beheer oor ander mense nie. En jy gaan dan nou verstaan wat ek bedoel daarby. Want sien, die ware gesag wat gevorm word deur 'n dienaar se hart, kan uitgeleef word op 'n manier in liefde en in nederigheid. Jy sien, en ek sal nou onthou net wat ek gesê het, want ek gaan nou net daarby uitkom. Jy gaan nou verstaan wat ek bedoel. Maar kom ons begin by die eerste punt wat op die bord is. Die vreugde van gesag. Daar was blydskap onder die disippels. Daar was blydskap onder die disippels. Oor die uitoefening van die gesag oor die demone. Maar die woord sê in vers 17, en die 72 het met vol blydskap teruggekeer. En gesê, Here, selfs die demone onderwerp hulle aan ons op grond van u naam. Kan julle dalk die opgewondenheid in daardie disippels se harte dink? Toe hulle uitgegaan het, toe Jesus hulle uitgestuur het, en hulle het vir die siekes gebid. Hulle het vir die mense gebid, hulle demone uitgedryf. Hierdie opgewondenheid in hulle oor hierdie nuwe krag wat hulle gevind het, wat in hulle binneste is, wat Jesus aan hulle gegee het. Laat selfs die demone gereageer het, toe hulle die demone aangespreek het in die naam van Jesus Christus. Groot opgewondenheid. Maar dit is al of Jesus vir hulle wil bietjie, toe hulle met hierdie opgewondenheid kom, is al of hy vir hulle so bietjie, wil net sê, wag so bietjie, moenie hier so groot opgewonde wees hieroor nie. Want eerstens, daardie gesag wat jy het, kom van hom af. Hy het dit gegee. En hy herinner hulle dat die oorwinning eintlik van hom afkom en nie uit hulle self uit nie. Dis nie krag wat in hulle self gesetel is nie. Maar hulle is opgewonde, verskriklik opgewonde. Onthou jy, ja, ons almal het op 'n stadium in ons lewens ons probeer fietsry, né? Veral toe ons klein was. Nou ek kan nie onthou nie, ek moet nou mooi terugdink, nou baie jare terug. As ek nou verkeerd is, dan moet julle my nou maar vergewe, maar ek kan nie onthou dat daar sulke klein fietsiekies was vir jongelinge nie, met 2 wielietjies langs die kant nie. Dit het eers volgens my later van jare gekom. Ek onthou daai ou swart dikwielfietsse, wat hy 4 frame gehad het, waar jy jou been so deur die frame gedruk het, en dan het jy hom so getrap, en dan het jy hele paar keer nerve afgeval. Kyk, die bloed het geloop, maar jy wil fietsry, tot jy dit reg gekry het, want jy het mos nou so getrap, jy moes jou balans gehou het, want jy was te klein geweest, want jy kon nie op die sitplek gesit het nie. Jy moes jou balans gehou het. Dan kon jy dalk onthou, toe jy eerste keer daai balans van jou reg gekry het, en jy is daar die straat af, die wind deur jou hare, jy glimlag van oor tot oor, maar jy kan nou fietsry, jou balans is reg, soos enige kind. Opgewonde. En dan begin jy mos 'n paar goedjies te doen.
tot jy weer val. Maar daai opgewondenheid, dit is presies dieselfde opgewondenheid wat hierdie disippels gehad het, toe hulle teruggekeer het. Toe hulle teruggekeer het, en die demone het vir hulle geluister. Die tweede punt wat ek wil maak, en ek gaan nie vanoggend lank preek nie. Die bron van ware gesag. Jesus beklemtoon dat die bron van gesag nie in sukses lê nie, maar in die verhouding met God. Dit lê nie in sukses nie. Dit lê in jou verhouding met God. Jesus sê in vers 19, sê vir hulle, kyk, ek het aan julle die gesag gegee. Hy sê, ek het aan julle die gesag gegee. Maar dan wil hy vir hulle iets anders te sê. En dan vir alles wil hy moet 'n fokus verskuif van hierdie opgewondenheid. Dan wil hy hulle met die fokus verskuif. Hy sê, wees liewerste bly dat jou naam in die hemel opgeskrywe is. Wees liewerste bly daaroor dat jou naam in die hemel opgeskryf is. Dit is veronderstel om vir jou groter vreugde in jou lewe te gee. Jy sien, want waar is jou identiteit? Wat is jou identiteit? Jou identiteit is, en my identiteit is dat ek is 'n kind van God. Dis my identiteit. Ek is kind van God. En dit is belangriker as enige prestasie wat ek behaal. Dit is belangriker as enige blydskap en triomf, omdat ek dalk 'n demoon uit iemand uitgedryf het. Jy sien, dit gaan oor jou verhouding met God. Dis waaroor dit gaan. Nou sê Jesus vir hulle, moenie opgewonde wees oor dit nie. Wees 10 keer blyer dat jou naam in die hemel opgeskryf is. Wees 10 keer blyer oor jou verhouding met God. Want jy sien, een van die dinge wat gebeur, en ek het dit al baie in my lewe gesien, en ek gaan nou maar net bly, want ons is nou oor die skrifgedeelte van demone, waar die demone, toe die disippels hulle aangespreek het die demone gereageer, en hulle die mense se liggame verlaat. Ek het in my lewe so baie mense teëgekom, wat hulle uitgegee het, ons dryf demone uit. Dat dit, ag nee, dit word nou al so maklik, ons praat net, dan hardloop die demone. Jy sien, en dan kom daar 'n tipe van 'n trots in hulle. En dan kan jy maar gaan kyk, 5, 6 jaar later, waar is daai persoon in sy lewe? Want dit gaan nie oor daai gesag wat Jesus my gegee het om dit uit te dryf nie. Dit gaan oor my verhouding met God. Ek het al baie mense gesien wat demone uitgedryf het, en wat dit 'n bediening maak. As hulle nie nederig bly nie, nou die duiwel nie met hom speel nie, maar dan speel hy met hulle. Dit gaan oor jou verhouding met God. Dit gaan nie oor die prestasie nie. Ons almal het al 'n konsertopvoering bygewoon. Of jy was dalk by een van hierdie supersterre as hulle opgetree het daar in die open lig. En jy het die liedjie saam met hulle gesing soos hulle gesing het.
En daar was groot blydskap gewees. Maar wat het daardie opvoeding eintlik 'n sukses gemaak? Wat het daai kunstenaar so goed laat klink? Want agter die skerms, was daar 'n klankingenieur gewees. Agter die skerms was daar 'n klankingenieur gewees wat geweet het hoe om hy klank te stel, wat sy toerusting geken het, wat 'n kundige persoon was. En was dit nie vir daardie klankingenieur gewees nie, was daardie vertoning 'n mislukking gewees. Maar die klankingenieur het verstaan. Jy sien, want om ons gesag wat ons van Jesus ontvang het, uit te leef, is eintlik 'n diens wat ons lewer. 'n Diens. Die derde punt wat ek wil maak in die laaste punt. Gesag in nederigheid. Ware gesag word uitgedruk deur nederigheid, diens en liefde. Nederige diens en liefde, want Jesus sluit af. Wees bly dat jou naam in die hemel geskryf is. Hierdie vreugde van nederigheid is eerder gewortel daarin dat ons nederig moet wees, nie trots moet wees nie. Jy weet, die mees nederigste persoon in die Bybel was Moses. En hy was 'n leier gewees van menigtig. Dat die Here vir Josua gesê het, met Moses het ek direk gepraat, omdat hy 'n nederige man was. Maar met jou, Josua, gaan ek deur die hoofpriester praat. Maar met Moses het die Here direk gepraat, omdat hy 'n nederige persoon was. En daarom moet ons versigtig wees, wanneer ons die gesag wat ons ontvang het, en veral, en daai gesag kan ons op verskeie maniere gebruik wat die Here vir ons gegee het. Maar ons moet versigtig wees vir trots. Ons moet versigtig wees daarvoor. Want die uitoefening van ons gesag, moet uitoefen word in nederigheid en in liefde. En in liefde teenoor ander mense. Want wanneer ek my gesag uitoefen, oefen ek dit uit teenoor ander mense. Ek dien ander mense. En deur daardie ander, dat ek hulle dien, in nederigheid en in liefde, is dit nie my liefde nie, maar is die liefde van Jesus Christus, waarmee ek hulle dien. Ek weet baie van ons het al hierdie masterchefs op televisie gesien, Nou kom ons sê 'n bekende chef in Suid-Afrika. Kan 'n man of 'n vrou wees. Bel en sê hulle gaan hier Kreersdorp Wes toe kom. Hulle gaan kosie maak vir al die honger mense. Wel, as hulle Kreersdorp toe kom, dink ek gaan 80% van die mense dalk nie weet wie hulle was nie, of is nie. Maar daai persoon kom hiernatoe, en hy kom maak kos. Dit moet liewer 'n Suid-Afrikaanse chef wees, want hy moet dan om hy tyd reg gaar maak, jy weet. Maar hy kom hiernatoe, en hy kom maak kos.
Hy kom nie hiernatoe oor die pryse wat hy gewen het nie, oor sy prestasie nie. Hy kom nie hiernatoe oor al die ander kompetisies wat hy beoordeel het. Hy kom hiernatoe om te dien, uit liefde uit. Nie oor wie hy is nie, oor wat hy is nie, oor hoe bekend hy of sy is nie. Maar hy kom hiernatoe om te dien uit nederigheid. So in ons eie lewens, met die gesag wat ons ontvang van Jesus Christus af, omhels. Ons moet ons geestelike gesag bestuur, maar ook weet hoe om dit te beheer. Want as ek nie weet hoe ek dit moet beheer nie, gaan hoogmoed en trots my vinnig weet kry. Maar wat 'n tipe hart vereis dit? 'n Hart van nederigheid en 'n hart van liefde. Baie kinders van die Here kan nie hulle gesag uitoefen wat Jesus Christus vir hulle gegee het nie. Want daar's nie nederigheid nie en daar's nie liefde nie. Hierdie disippels het met blydskap teruggekom, omdat die gesag wat hulle van Jesus ontvang het, kon hulle gebruik het, in sy naam, nie in hulle naam nie. So as jy ooit daai gesag wat die Here vir jou gegee het, gebruik, en dit uitoefen, deur diensbaarheid aan 'n ander persoon. En kom ons sê, jy dryf 'n demoon uit iemand uit, want ons praat maar oor die teksgedeelte. Moenie juig oor die demoon wat jy uitgedryf het nie. Maar lees liewerste bly, dat jou naam in die hemel opgeskryf is, oor jou verhouding met God. Ek gaan afsluit, en ek gaan vir jou vra in hierdie week, om 3 punte neer te skryf. Skryf net 3 goedjies neer. En vra vir jouself, ek gaan hierdie 3 goeders neerskryf oor dankbaarheid met my verhouding met God. Ander woorde, ek het gevra vir goed, ek het gevra vir wysheid, ek het gevra vir dit of dit, en die Here het vir my 'n deur oopgemaak, en ek is dankbaar daaroor. Want sekere goeders weet ons, as dit nie vir die Here was nie, sou dit nie gebeur het nie. En sê bietjie vir die Here in hierdie week, hoe dankbaar is jy teenoor hom, in jou verhouding met hom. Maar kan ek jou sommer nog iets vra? Ons bid so baie vir ander mense. Jy bid vir jou vrou of jou man, jy bid vir jou kinders, kleinkinders, jy bid vir familie, jy bid vir jou werksomstandighede, jy bid vir jou finansiële omstandighede. Wanneer bid jy vir jouself? Is jy nie belangrik nie? Want dit is jy wat in verhouding met God staan. Wanneer bid jy vir jouself? Wanneer is jy bietjie eerlik met jouself voor die Here? En sê vir die Here, ja Vader, ek het hierdie tekortkominge. Ek is dalk kort van U meer, ek of dit of dat of dit, wat dit ook al is. Maar wanneer praat jy bietjie met die Here oor jouself? En dit is maklik om te sê, ja, die Here kan my hart ondersoek. Wat gaan hy vind? Maar wanneer praat jy met hom oor jouself?
oor jou tekortkominge, oor jou begeertes, oor jou drome. Maar wanneer is jy dankbaar oor wat hy vir jou gedoen het? Nie wat hy vir die persoon gedoen het vir wie jy gebid het nie, vir jou. Want ons moet onthou, eendag gaan ek voor die Here staan. My vrou gaan nie langs my staan nie, of my man gaan nie langs my staan nie, my kinders gaan nie langs my staan nie, my kleinkinders gaan nie langs my staan nie, ek gaan alleen voor die Here staan. En dit gaan oor my verhouding met hom. So ek vra jou weer, het jy al ooit vir jouself gebid? Het jy al self voor die Here gaan staan en vir die Here gesê, Here, maar ek is dit of ek is dat en ek weet ek is dit of dat. Ek weet ek het hierdie tekortkoming in my lewe. Ek weet ek het hierdie uitdaging in my lewe. Maar het jy al ooit met die Here gaan gesels oor werklik waar persoonlik oor jouself? Ons is baie geneig oor om ons behoeftes te gesels. Dit wat ek nodig het. My behoeftes. Maar oor jouself. Wie is jy? Wanneer jy dankbaar is vir die Here hierdie week, vra ek vir jou. Praat bietjie met die Here oor jouself. En ek weet dat hy gaan vir my sê, pastoor, dis bietjie 'n moeilike vraag wat jy vra om te doen. Maar dis nie maklik om oor myself te praat nie. Die Here ken jou, maar hy wil hê jy moet bietjie oor jouself met hom praat. Want jy is in verhouding met hom. Amen. Vader, ons wil vir baie dankie sê, dat die gesag wat ons van Jesus Christus ontvang het, moet 'n gesag van die hart wees. Ons moet diensbaar wees. Want ek kan slegs my gesag gebruik wanneer ek diensbaar is. Maar jy sê ook in die woord, ons moet nederig wees en ons moet liefdevol wees. Maar Vader, jy sê ook in die woord, dit gaan nie oor dit wat ons prestasies wat ons behaal het nie. Dit gaan oor ons verhouding met U. En baie keer moet ons bietjie na onsself kyk. Baie keer moet ons bietjie, wanneer ons met U gesels en in gebed is met U, bietjie na ons eie, onsself kyk. En bietjie onsself voor die voete neerplaas. En nie net ons behoeftes nie, maar onsself ook. Ons moet bietjie ons eie as persoon opdra aan U en met U gesels. En dalk vir U vra, is jy gelukkig met my? Is jy gelukkig met Paul soos Paul is? Vader, ek weet dit mag dalk vir baie 'n moeilike vraag wees. Maar Heilige Gees, as ons baie keer bietjie onsself aan ons Hemelse Vader opdra, dan verander daar baie keer baie goed in ons lewens. Daarom vra ek Heilige Gees, in hierdie week, dat ons dankbaarheid sal onthou, en dat ons met 'n dankbare hart vir ons Vader sal staan. Ek verheerlik U daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Amen.